Wie ken die liefdestale? Kan ek sien? Hou dit hoog op, asseblief. Hou dit hoog, ek wil net kyk. Goed. Leef, sê dit. Ek praat met jou. Leef dat, van sy ken dit, maar leef sê dit. Ok, mooi. Kyk, ons kan baie keer goed ken, maar nie noodwendig leef nie. Nou, lê die vrou in die bed. Die man ook. Hulle word wakker die oggend. Dit is hulle huweliksherdenking. Nou sê die vrou, jy weet liefie, ek het 'n droom gehad. Het was 'n pragtige droom. Ek het gedroom, ek kry 'n string parels, ek kry 'n armbandjie, ek kry die bypassende oorbelle, ek kry die parelring. Wat dink jy beteken dit? Hy kyk as hy sê nie, ek weet nie. Gaan hy werk toe, kom hy die aand by die huis, en hy het so 'n sakkie. Sê dan, yes, haar parels. Sy vat die sakkie, maak hom oop, toe sit 'n boek wat sê, How to Interpret Your Dreams. Nou ja, hy nodeloos om te sê dat hy was nie baie gewild nie, kan ons net weer daar zijn. So kom ons praat 'n bietjie oor die 5 tale van die liefde. Nommer 1, jou gedragspatroon het alles te maak met jou. Wie het geluister? Wie het nou dit gesê? Jy's 'n goeie luisteraar. Wat is jou temperament? Wanneer dit maak tog vir my sin. Intellektueel. Kyk, jou temperament het alles te doen met jou gedragspatrone. Jou liefdestaal het alles te maak met jou emosies. Om sinvol in 'n verhouding te staan, moet beide jou temperament bevredig word en jou liefdestale moet gepraat word. So, kom ons luister hierna. Ek kan ongelukkig nie vir jou sê dat 'n spesifieke temperament het 'n spesifieke liefdestaal nie. Daai navorsing is nog nie klaar nie, so ek kan dit nie sê nie. Maar ek kan wel vir jou sê wat my ervaring is oor jare wat ek hierdie goed doen. Ek wonder hoekom het ek nooit gevra dat hierdie dingetjie verwyder word nie. Kan ons dit asseblief verwyder? Heerlikheid, hier op die laaste nou. Kyk nou net hoe lekker is dit hier. Wat is jou temperament? Blauw-rooi. Blauw-rooi. Is jy groen? O, julle deel die blauw. Dit help. Goed. Wat ek wel gevind het, my eie navorsing, sedert 2007, is dat 'n geel mens, kyk ons mos nou 5 tale, 'n geel mens is nogal baie geneig tot fisiese kontak. 'n rooi mens, baie geneig tot opbouende woorde. Blou, kwaliteit. Groen, diensbaarheid. En geskenke kan by enige van daai inval. So dit is maar my waarneming. Maar net soos met temperamente moet ons ook die 2 hoof emosionele tale ken. Van onsself as ook van die ander party. So, Stephen Covey sê dat naas fisiese oorlewing is die grootste behoefte sielkundige oorlewing. Dit wat hier tussen ons ore gebeur, om hier te oorleef. Ons almal wil kos hê, ons wil 'n dak oor ons kop hê, ons wil klere aan ons lyf hê, dit is, maar naas dit, is dit om hier te kan oorleef. So almal wil graag verstaan word, ongeag jou temperament. Mense wil verstaan word. Mense wil erkenning kry vir wat hulle doen. En mense wil gewaardeerd voel. So,
Almal van ons wil dit hê. Het is baie moeilik om iemand so te laat voel as jy nie sy temperament ken nie en jy ken nie sy liefdestaal nie. So, as ek 'n kar koop, nommer 1, voordat 'n mens 'n kar koop, dan doen jy eers 'n bietjie huiswerk. Is ek reg? Daar's verskeie goed waarna mense kyk. Temperamente koop ook karre anders. Ek loop in en ek sê, "Jesus, maar daai kar gaan my look pas." Dan sê ek wil daai kar hê. Dan sê blou is nee, ons gaan nou eers 'n paar karre bietjie ry. Dan sê ek gaan niks ry nie. Ek weet mos dis wat ek wil hê. Verstaan? Maar nou moet ek vir bloues luister want daar's seker goed waarna 'n mens moet kyk en voel. So elke mens het in die huwelik het jy vir jou 'n lewensmaat gaan kies. Die feit dat jy hier sit beteken dis die persoon wat jy gekies het. Net soos wat jy 'n kar gaan proef bestuur, is dit die kar wat jy gekies het. Nou, wanneer jy hierdie kar kry, is die belangrikste ding wat jy wil doen met 'n nuwe kar, is jy wil bietjie met hom ry, is ek reg? Lang pad ry. Nou, het jy die kar, jy het jou slapkleertjies is ingepak, jy gaan nou ry, gaan nou bietjie die naweek weggaan, die koördinate is ingestel, jy het die sleutel in jou hand, nou sit jy daar, gereed. As daai kar nie petrol in het, gaan jy nêrens heen nie. Jy kan hierdie huweliksmaat van jou gekies het, as daai huweliksmaat van jou sy tankie gluk, 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 nie petrol in het, gaan daar niks gebeur nie. Niks. Karretjie gaan nie ry nie. Nou hier lê die tweede probleem. Nou hoor jy iets van liefdestale. Nou is 'n mens geneig om dit wat vir jou belangrik is vir iemand te gee. Is ek reg? Dit is so goed soos jy gooi ongelote, kom ons sê, jy gooi petrol in 'n kar wat diesel vat. Wat gaan gebeur? Die enjin gaan oppak. So wat doen mense elke dag? Omdat jy jou taal, myne is vat, wil ek hê die ander een moet vat. Maar daai taal van hom is anders as myne. Maar hy weet nie eens wat my taal is, so hy kan nie gluk, 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 gluk petrol in my tankie gooi nie, want hy weet nie wat om in te gooi nie. Ek weet nie wat om in jou tankie te gooi nie, want ek weet nie wat is jou petrol nie. En so leef ons by mekaar verby, of ons gee ons petrol en die enjin pak die hele tyd op. Ek het met mense gesit, nou sit hulle voor my, nou sê die man, jy weet Lenet, ek probeer alles in my vermoë om haar gelukkig te hou. Jy sien, nou begin jy nou weer, jy kan nou die temperamente hoor, ne? Jy weet Lenet, ek sloof my af vir hom. Jy weet dat ek elke aand vir hom kos kook. Wat 'n vrou doen dit? Nie een van my vriendinne. Ek kook vir hom ordentlike kos. Vleis, rys, groente, alles. Nou kyk jy ons. Nou sê hy, maar, ek het al hoeveel keer vir jou gesê, asseblief moenie so kos kook nie. Jy werk ook deur die dag. Ek het al vir jou gebel en sê, ek kry vir ons bietjie Nando's. Maar nee, jy wil nie. Ek het al vir jou gesê, moenie moeite doen nie, maak net vir ons 'n lekker snackwich. Maar nee. Kan jy hoor? Hy waardeer niks. Ek is op. Inteendeel, ek is klaar. Nou weet ek, die kykie is nou weer geel en rooi, baie emosioneel. Ek laat almal, voordat ek met hulle praat, altyd eers hulle toetsies invul, dat ek kan weet met wie werk ek hier. Het maak my berading vir my baie makliker as ek weet wie sit voor my, want jy weet waar die probleem is. Luister julle, jy weet min of meer, daar's ander goed wat ook 'n bydrae het, maar luister, nou vra ek vir haar, sê gou vir my, hoekom kook jy elke aand vir hom kos? Hy sê dan nou, hy wil nie dit hê nie, hoekom doen jy dit? Want weet jy wat nie, my ma het elke aand vir my pa 'n bord gekookte kos gegee. Ek sê nou, lyk hierdie man vir jou soos jou pa? En is jy jou ma? Kan julle sien hoe 'n mens goed met oorlewering doen, wat nie noodwendig die regte ding is om te doen nie, maar jy glo in jou hart jy's reg. So ons praat nou oor hierdie belangrike goed. Daar's opbouende woorde is die eerste een.
Kwaliteit tyd is die tweede een. Diensbaarheid 3. Geskenke 4 en fisieke aanraking. Ek wil net vir jou sê, ou Blauwes, op my rekenaar, ek weet nou nie wat hier gebeur het nie. Het niks oor niks gegaan nie. Moenie laat dit jou nou weer so van fokus afvat. Laat jy nie die boodskap hoor nie, het jy vir my. Maar dit het nie so gelyk, ek kyk nogal na dit. Goed. En dit was ook nie swart nie. Nee, heerlijk, wat het hier gebeur? Ok, help 'n bietjie vir my. Help 'n bietjie. Goed. Liefde is die belangrikste, maar die mees verwarrende woord wat daar is. Is ek reg? Daar word boeke oor geskryf, oor jare is daar boeke oor geskryf. Liedjies geskryf. Pokkie, jy met jou klokkie, ek hang jou aan die loringdraad. Ek hang jou aan die loring. Ek het nou 2 liedjies gemeng. Maar wat ek wil sê, weet julle wat? Daar's flieks gemaak. Dan lê hulle mos daar in Hollywood op hierdie gras. Hulle steek niks nie. Daai gras steek hulle nie. Hulle sê lekker. Maar dit steek jou hier onder, maar jy kan dit nie sien nie. Maar daar's oor jare is daar soveel goed oor die liefde gesê. Maar vandag nog steeds. Jy geniet dit jou rakkertjie. Ek kan sien. Okay. So Paulus kom en sê, Paulus, alle menslike prestasie wat nie deur die liefde gedryf word nie, is leeg. Dit beteken niks nie. Hy sê, aan die einde van ons lewe, wanneer al ons voorgee en goeders verby is, dan is daar net 3 belangrike goed wat vir God belangrik is. Geloof, hoop en liefde, waarvan die liefde die grootste is. So, die wese van die mens, diepste wese van die mens, is die begeerte om intiem te wees en lief gehê te word. Dit is die wonderlikste ding wat met 'n mens kan gebeur as iemand lief is vir jou. Maar ongelukkig, omdat mense oor tyd lief het, verloor hulle daai besonderse liefde, want as dit nie getroetel word, verdwyn dit. Dan raak 'n mens gewoond aan mekaar. Jy aanvaar mekaar maar net as vanselfsprekend. So, vir die liefde sal 'n mens 'n klomp gedoen. Jy sal die berge uitklim, jy sal oor die see vaar, jy sal woestyne deurkruis, jy sal swaar kry verduur, maar sonder die liefde kan 'n mens niks doen nie. Het julle al agtergekom, as mens lief is, dan vergewe 'n mens maklik. Want maak nie saak wat hier om jou gebeur nie, as ek net vir jou het, as jy net in my glo, dan kan ek deur enige krisis gaan. Maar ons moet mekaar hê. Het is maklik om so te voel in die begin van 'n verhouding. Want dit is nuut. Jy ontdek nog, maar wat gebeur as jy nog al 30 en 50 jaar getroud is? Jy verdra maar net mekaar. Maar dit is nie waar nie, want ek ken mense wat jare getroud is, wat nog steeds mooi en liefdevol is met mekaar. In die begin hou jy handjies, want jy kan mekaar nie los nie. Hou julle. Vandag sit die een daar, daai een sit daar. In vandag se tyd kan 'n kyk van iemand 'n mens seermaak. Ken julle daai kyke? Dit is verskriklik as mense jou kyk. Jy voel so vernederd, jy voel so nie liefgehê nie. Woorde kan 'n mens se selfbeeld nogal timmer. Want jy moet verstaan, woorde, elke keer as jy 'n woord uitspreek, dan moet jy weet, daar's 2 V's. 'n Woord vestig in jou lewe, of 'n woord vernietig in jou lewe. Wanneer jy iets sê, het daai woord van jou soveel krag. Ek onthou hoe my ma vir my en my boetie eendag sê vir my boetie, hoorie Leslie, gaan haal 'n hamer, bring jy 2 spykers. Vat sy ons na die bloekomboom toe. Toe sê sy, okay, kap jou spyker, maar moenie diep inkap. Jy moet hom inkap dat jy hom kan uittrek.
So laat sy my boetie so 3 keer inkap, uittrek. Nou sê sy, ook net, nou is dit jou beurt, nou kap ons. Nou sê sy, mama wil net vir julle sê, elke keer wanneer julle dit doen, weet julle, dit is soos 'n spyker wat julle mami se hart inslaan. Mami is weer lief vir julle, mami vergewe julle, maar die merkie bly. Dit het my hart geraak, want dit is dit. As jy in 'n oomblik van woede net sê wat jy wil sê, kan jy na die tyd geskenkies koop, blomme koop, daai ding wat jy gesê het, bly. Dit is so. So ons moet nie sommer net goed sê, omdat ons so voel nie, want ek gaan nou vir julle gaan ek afsluit, en ek gaan vir julle verduidelik, hoekom is dit belangrik dat jy eers moet stop en eers moet dink voordat jy goed sê, want jy kan mense totaal en al vernietig. Ek sit met 'n vrou, so 5 jaar terug in my spreekkamer, sy in my, wat is 'n spreekkamer? Kantoor man, sommer net kantoor. Spreekkamer. Luister. En ek sit in hierdie vrou, vul die vorm in en ek kyk na en ek dink maar, sy is blou. Ek sê, jy's geen blou nie. Die bietjie wat ek van jou ken, jy's nie blou nie. Ek sê, vertel my van jou lewe, en sy vertel my van haar lewe, haar pa was 'n predikant. Haar ma was blou, het ek toe nou uitgewerk, terwyl sy met my praat, haar jongste sussie was blou-groen, nes die ma. Haar pa rooi-blou, predikant. Sy kon nooit stil sit nie. Nou kinders kan nie stil sit in 'n kerk nie, maar 'n geel kind kan nog minder stil sit in 'n kerk. En sy kon nie stil sit nie, en haar pa sê toe vir haar, luister, van nou af sit jy voor in die kerk, hier sit alleen dat ek jou kan dophou. Nou sit haar ma en haar sussie dan agter. So sussie is nou hierdie voorbeeldige kind. Sy is nou hierdie rakkertjie, want sy is geel. Nou, vertel sy vir my toe, ry hulle die een dag van die kerk af terug, en julle ken mos die denkbeeldige lyn agter, wat kinders moet sê, moenie op my kant sit, hierdie kant is myne, daai kant is joune, en hulle het hierdie geveg, en haar pa stop die kar, hy stop dood, en hy sê, hy draai so om, hy sê, sissie, weet jy wat het jy nou net gedoen? Weet jy wat het jy nou net gedoen? Jy het nou net Jesus se hartjie in 2 gebreek. Daar begin daai vrou van 40 verskriklik huil, en sy huil. Sy sê, ek sien nou nog die hart wat in 2 lê en die plas bloed. Haar pa het nie besef, dit gaan die effek op sy geel emosionele kind hê nie, want geel kinders sien goed in prentjies. Ek werk toe met haar, die 4de sessie kom sy, 4de keer wat sy dan kom sy aan, maar sy sê aan my, ek sê vir haar, hou op blou wees net geel. Wees wie God jou gemaak het. Want ons kry aangeleerde gedrag as gevolg van trauma en aanpassings wat ons moet maak, omdat mense ons gedwing het om iemand te wees wat ons eintlik nie is nie, wat ons asseblief nie aan ander mense moet doen nie. Sy kom aan, sy sê, hoorie Lenet, ek het dit nou uitgewerk. My pa is nou 10 jaar dood. Weet jy wat? Ek is nou geel. Want sy het nie meer nodig gehad om aan te pas nie. Dis diep. Ek wil hê julle moet verstaan dat die goed waaroor ons praat, ons lag lekker, maar is eintlik so diep, want mense het emosies en emosies lê oral om ons moet versigtig trap, ons moet versigtig praat. Daar pa's 10 jaar dood, sy huil nou nog soos die dogtertjie wat sy was, as gevolg van die pyn van woorde wat nie gefilter is nie. Liefdesmaats kan baie maklik vyande raak. Partykeer dan dink ek, Here, hoe kon hierdie mense vir mekaar so lief wees? Kinders saam kry en dan mekaar so behandel. Wat het geword van die liefde? Wat het geword van die waardering? Want mense raak gewoond aan mekaar. Want mense het nooit geleer om die liefde lewendig te hou nie. Dis 'n doelbewuste besluit wat jy elke dag moet maak, anders gaan jy maar net gewoond raak. Wie wil net gewoond wees as jy kan bly lief wees? Hoe lyk ek vir jou, papa? Die huwelik kan 'n slagveld raak. Die huwelik moet 'n veilige hawe wees. Dit moet vir jou lekker wees om huis toe te gaan. Jy moet nie bang wees nie. Oei, stop sy kar asseblief. Jy tel net hierdie goed. Pa's nou hierso, kom. Jy moet nie die kinders bang maak met hulle pa nie. Hulle moet, luister die papa, julle weet papa is rooi en papa is blou. Papa het struktuur en papa het orde. Papa is oor 10 minute hier. Kom ons stel alles op. Laat dit vir papa lekker is om huis toe te kom.
Hoorie, mama is nou terug van die vrou van Pretoria wat hier is, ek het geluister na. Kom ons vat gou al die koppietjies en dan gaan sit ons dit in die kombuis. Kom ons sit dit in die skottelgoedwasser. Dan leer daai kind iets van sy of haar mamma en die waardering wat haar pappa het vir haar mamma se temperament. Is dit nie wonderlik as jy weet iemand kom kuier en jy weet waarvan hy mense hou om dit vir hulle te gee nie. Maar nie die kinders bang maak nie, sê mamma is so, mamma is, onthou mamma, jong, papa is mos 'n lekker mens, papa wil saam met julle speel, mamma is kwaai, maar weet julle, papa is nie so, papa kan nie die dissipline so lekker doen nie, mamma wil dit so hê, papa stem saam met mamma, ons gaan dit van nou af so doen. Dan sien die kinders, daar's eenheid bo. Jy kan nie, jy iets doen en dan teen jou man gaan, teen jou vrou gaan, jy kan nie dit doen nie, want die kinders leer nie hoe om volgens waardes en 'n struktuur te lewe nie. En ons probleem vandag, laat ons daarmee sukkel is, want dit was nie vir ons geleer nie, ons is nie kwaad vir ons oupas en oumas en ons ouers nie, want hulle het dit nie geweet nie. Maar ons weet dit nou moet ons dit begin toepas. Verlief wees is net 'n tydelike emosionele hoogtepunt. Hoor nou wat ek sê, verlief wees is net tydelik, julle moet weet hier, daai goed gaan weggaan. Ek dink die rede hoekom mense later aan ongelukkig is, want ons ouers sê nie vir ons, my kind is 'n lekker tyd nie. Ek onthou die dag voordat ek uit die huis het gaan, toe kom my ma na my toe in die kamer. Toe sê sy, hoorie, my mami wil net vir jou sê, jy gaan nou uit die huis uit. Want toe kom ek nou toe daai tyd Transvaal toe, Gauteng nou, van die Oos-Kaap af, nou sê my ma vir my so, luister jy gaan nou weggaan. Mamma en pappa kan nie sien wat jy doen nie. Jy kan doen net wat jy wil, saam met wie jy wil. Ons gaan dit nie weet nie, maar mamma wil net hê jy moet weet, liewe Jesus sien alles. Nou sê sy, maar mamma wil vir jou ietsie vra. Kyk, mamma weet dat jy lief is vir jou ooms en vir jou boeties en jy sit op jou oom se skote. Ek was so van kleins af. Nee? Maar mami wil hê jy moet weet, as jy nou nuwe vriende gaan maak, kan jy nou nie op jou vriende se boyfriend se skoot gaan sit nie. Hoe mooi was dit van my ma? Nee? Want hulle gaan dit nie verstaan nie. So mami wil nie hê jy moet seer kry nie, mami wil ook nie hê jy moet ander seer maak nie. En dan wil mami vir jou sê, dit is lekker om te vry. Maar mami wil vir jou sê, wanneer dit gevaarlik is wanneer jou voete vuisies maak. Want dan kan 'n mens maklik ingee. Mami wil net hê jy moet weet dat daai lekker kry is so kort, maar die hartseer is so erg. So mami wil net hê dat elke keer as dit vir jou moeilik raak, dan moet jy iets sien. Kom, kan ek jou gou gebruik? Nou sê sy, doen sy dit met my. Weet, kom op. Dankie. Nou sê sy, so elke keer as dit vir jou moeilik is, wil mami net, jy moet mami se gesig. Hierdie was nog die meeste teestand wat ek gekry het van iemand. Jy kan maar gaan sit. Mami wil net hê jy moet die hele tyd mami se neusie, sy gesig voor jou sien. Sy vat haar neus en sy maak so. Wie hoeveel keer het ek gevry as my ma het en sy nie gaan weg. Maar wat ek wil sê is, sy het ook vir my gesê, as 'n mens verlief raak, bly dit nie vir altyd nie. En ek dink een van die groot goed wat nie gekommunikeer word nie, is lekker as jy verlief is, my kind, maar dit gaan nie altyd so bly nie, dis harde werk. Dan het my pa gedrink, dan sit hy, weet julle, 'n dronk mens is 'n lelike mens. Sit hy, slaap hy, het klomp whisky gedrink. Dan sit my ma so, my ou wit kop. Nou wil ek nie praat, ek is bang, hy slaap nie regtig, en dan sê ek, is mami gek, kyk hoe lyk hy, hoe kan jy lief wees vir hom? Dan sê sy, jy sal nie verstaan nie. Jy sal nie verstaan voordat jy nie lief het nie. My ma het elke dag oor en oor gekies om my pa lief te hê. Sy was lief vir hom. Hy het op 'n tydjie so sleg hanteer. Ek wil vandag nog huil as ek dink aan hoe lelik hy met haar was. Dit is my sleg. Het is nie lekker vir kinders om te sien as hulle ouers mekaar vernietig nie. Jy slaap nie lekker nie, jy gaan nie lekker weg nie. En wat het geword van die liefde?
bly nie vir altyd nie. Dis 'n tydelike, dis 'n emosionele hoogtepunt, sal julle dit onthou. Dit gaan weggaan. Kyk, dis 'n illusie. Ek het vroeër met julle gepraat oor verlief wees wat 'n fase is, wat ewig sou duur, dis daai goeters wat afgeskei word. So dit mos nou vas. Gaan dit nou uit. Dan, as daai fase verby is, moet jy een ding verstaan. Dat daai fase volg die ware liefde. Dis baie dieper as verlief wees. Want verlief wees is 'n tydelike ding, jy moet dit verstaan. Dis 'n doelbewuste keuse van die wil. Jy kyk na iemand en jy besluit, ek het jou gekies. Ek kies vandag om weer lief te wees vir jou. En dan gaan dink jy aan die redes hoekom jy op daai een verlief geraak het, dan fokus jy bietjie op dit. Ek het 'n vriendin, Eileen en Ziggy Lambrecht. Hulle was, toe ek gaan studeer het, was hulle nou al getroud en met 2 klein kindertjies. Dan het ons gereeld by hulle gaan braai, want familie van hulle het saam met my studeer. Dan sit daai Eileen, daai Ziggy, het nou al groot geraak. Groot. Dan sit Eileen, kyk sy so. Nou staan die mans in braai, dan kyk sy so. As ek, en nou Eileen, sy sê, kyk net daai Zig van my. Kyk hy boutjies. Maar dit is nie my mooi nie. Sy het my eerste Metropolitan begrafnisboekie geskryf. Daar in die Salo gebou in Pretoria. Toe gaan ek om te gaan teken. Hier sit sy, alleen in die kantoor, sy tuur so, en die trane loop. Ek sê, Eileen, wie is dood? Sy sê, nee, ek dink net aan my Zig. Hulle is vandag nog net so gelukkig, soos toe ek hulle geleer ken het. Want sy het vir my gesê, mens kies om lief te hê. Jy kies dit elke dag oor en oor en oor. Sy sê Lenet, Zig, hy's groen, het die mooiste hart. Zig sal vir my enige iets doen, hy irriteer my, want hy starig. En hy maak nie altyd die goed reg nie. Toe besluit sy kan die melkman kry, die predikant kry my goed te kom hang, want hy kan dit nie doen nie, maar wat hy vir haar gee, kan hulle nie vir haar gee nie. So hou op om altyd mense sleg te maak en waardeer hulle vir wie hulle is en wat hulle vir jou kan gee. Dis vreeslik as mense van jou verwag om iemand te wees wat jy nie is nie. Dis 'n verskriklike plek om te wees. So, was dit ware liefde? Toe julle mekaar gevind het, en nou is julle bekleierig, dit was ware liefde. Dit was. Maar die lewe het begin gebeur en ons het begin besig raak en ons het begin dit wat God vir ons as 'n geskenk uit die hemel gegee het ons as vanselfsprekend aanvaar. En dis waar die probleem lê. Rasionele liefde is 'n ingesteldheid. Dis 'n manier van dink. Ek is lief vir jou want jy doen dit. Ek is lief vir jou want jy doen dit. Het julle al gehoor mense sê, lief vir jou, lief vir jou, moenie dit sê nie. As jy sê jy is lief vir iemand, sê, gee die rede waarom jy lief is vir iemand. Ek is lief vir jou, jy is so geduldig met ons kleinkinders. Dankie my man, ek leer by jou. My vrou, dankie dat jy altyd tyd maak vir ons dogter of seun. Begin goed sê. Gee die redes waarom jy lief is. Ek is lief vir jou, jy trek mooi aan. Ag, trek weer daai blousie aan. Ek bedoel, daai hempie aan. Trek weer daai hemp aan wat jy aangaan. Jy lyk vir my mooi in dit. Hoekom sê ons dit nie vir mekaar nie? Want dit is gloek, 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 petrol in die tankie. As dit jou taal is, dan kan die karretjie ry. Maar die karretjie kan nie ry as dan die petrol in is nie. So jy moet weet wat is die liefdestaal. Het julle daai toetse al gedoen? Weet julle? Rana, hoe gaan hierdie mense nou daai kodes kry? Skerm. Ok, gebruik hy selfe toets, daai kode vir die liefdestaal. Jy kan nou die liefdestale ook kry. Wil julle dit hê? Ok, sê nou dankie. Kom, ek is geel. Hardes gaan met my raas. Maar ek voel nou, ek moet 'n bietjie saai. Ek moet saai, want daar's baie gebrokenheid. Daar's baie pyn. Daar's baie verwerping. Ag julle, ek vra julle, om
om 'n bietjie moeite te doen, om doelbewus te kies, om weer lief te raak. Besluit, wat is daar daai man van jou, van daai vrou van jou wat mooi is, en fokus 'n bietjie op dit. Hou op om die negatiewe en die lelike goed te sê, vir God is verhouding belangrik, julle. Vandag is 'n dag wat God 'n afspraak het met jou. Jy is nie toevallig hier nie, ek weet dis 'n man of twee wat jy wil wees nie. Julle raak krikkies. Maar die Here het geweet jy moet wees. Want die Here het geweet dat iets in jou hart moet verander. Maar is 'n doelbewuste besluit wat jy moet neem. Vir julle, daar's niks so wonderlik as mense omgee vir jou nie. Wat is wonderliker as om te behoort? Wat is ek kry 'n man, ek wil julle verduidelik. Hierdie man is goudgeel. Sy vrou is groenblou. Nou kom hy na my toe, sit hy daar. Maar hulle het nooit intimiteit nie. Dan dink ek, sies tog, dit moet erg wees. Vir die man, dankie. Hou 'n bietjie vas. Dankie. Staan 'n bietjie by. Blou, die blommetjies het hom gepla, dankie. Luister, nou sit hy met my en ek hoor sy hart. Nou sê vir my dit was 2 jaar laas, Lenie. Nou gaan my hart uit, want ek dink dit moet verskriklik wees. 2 jaar laas. Nou praat ek met haar. Nou sê sy, Lenet, ek het 'n groot probleem. Van dat ons getroud is, was dit 'n probleem. Hoor nou wat sê sy. Ons het al gegaan vir behandeling. Ek het net nie daai behoefte nie. Nou sê ek, maar jy gaan iewers hier iets moet verander, want dit is jou man. En 1 keer in 2 jaar is daarom net te verskriklik, jong. Nou praat ons. En hy kom na my toe. Ek sê te vir hom, as jy nou 'n lys moet maak van al haar goeie kwaliteite en al haar negatiewe kwaliteite, hoe lyk daai lys? Nou sit hy daar. Nou sê ek, kyk, as jy moet vir iemand 'n vraag vra, moet jy glad nie praat voordat daai een gepraat het nie. Verloor jy. Jy vra die vraag en jy bly stil. Nou sit ek, hy sit lank, dit's lank, dit voel soos baie lank. Hy sê, vir julle net, sy is die beste ma vir my kinders. Sy trek my aan, sy gaan koop my klere. Sy maak vir my kospakkie in die oggend. Sy sorg dat ons bid in die oggend, in die aand. Sy is 'n bidder. Sy staan in die oggend op 3 uur tot 4 uur bid sy. Dan gaan slaap sy weer. Dis altyd. Dis nou reg of verkeerd, dit is wat sy wil doen. Sy stel so belang. Sy praat so mooi met my. Nou ek het hulle beter leer ken. Hulle praat met mekaar so mooi. Hoe lekker is dit om na iemand te luister wat met mekaar mooi praat? Hy sê die enigste ding is dit. Ek sê, okay, kan ons dit omruil? Kom ons sê jy het net dit en jy het niks van die ander nie. Hoe? Gaan dit vir jou lekker wees? Dan gaan ek met haar praat oor dit. Hy sê, laat ek daaroor dink. Hy kom terug, 3 weke later. Hy sê, wie julle net, ek het gedink. Sy sit met my op die bank, as hulle fliek. As hulle fliek kyk, by hom op die bank. Sy hou aan hom vas, sy vat aan hom, maar daai ding is 'n probleem. Hy sê, ek het besluit. Dit is genoeg. Dit is groot, julle. Ek dink vir 'n man om daai besluit te neem, is dit groot. Want jy sien, as ons net fokus op die probleem, dan vergeet ons al die ander goeie goed. Ek sê nou nie, dit is wat julle moet doen nie, hoor. Ek sê net, dis wat daai man gedoen het, dit gaan met hulle geweldig goed. Hy het in die week van my gesê, wil met my praat, ek is seker dit het weer gebeur. Weet julle hoekom? Want as jy nie die hele tyd beskuldig nie, dan gebeur dit spontaan. Goed, ons gaan aan. Wanneer 'n mens regtig lief het, dan beteken dit daar's 'n gebrek aan liefde en dit maak elke verskil baie groter as wat dit is. Nou raak dit 'n groter probleem. Dit is eintlik nie so groot nie, maar dit raak nou 'n groter probleem, want jy fokus net op die probleem. Nou begin almal veg vir eie waarde. Ek wil hê wat ek wil hê, jy kry wat jy wil hê. So,
wat moet gebeur is, die huwelik, wat 'n slagveld is, wat nou moet 'n veilige hawe word. So, jy moet vandag hier sit en dan moet jy 'n besluit neem en dan moet jy sê, ons beklei oor goed onnodig. Ek wil hê jy moet begin dink. Ek wil hê jy moet die Heilige Gees ook 'n geleentheid gee om met jou te praat terwyl jy hier sit. Om te sê dat jy in jou sondige temperament moontlik onregverdig teenoor jou lewensmaat. Want dit is net die waarheid wat jou gaan vrymaak vandag. Dit is 'n doelbewuste besluit wat 'n mens neem dat jy gaan werk aan jou verhouding. Om te erken dat jy verkeerd is nie 'n teken van swakheid nie, dis 'n teken van jy wil dit wat vir jou kosbaar was weer vir jou kosbaar maak. So ons wil 'n veilige vesting hê. In 'n veiligheid van liefde word verskille uitsorteer sonder om te veroordeel. As daar liefde is, oordeel jy nie. Jy praat oor goed. Jy vra en jy praat oor goed. Die goeie nuus is, as jy nie meer daai gevoel het nie, as jy nie meer die waardering het nie, is die goeie nuus, dit kan weer so word. 'n Mens kan 'n besluit neem dat jy weer spontaan gelukkig wil wees deur op dit wat belangrik is vir die ander persoon te fokus. Liefde wat doelbewus gekies word, is baie meer opwindend as verliefdheidsfase. Dit gaan altyd verbygaan. Sal julle dit weet? Dit gaan verby. Die dieper liefde is die keuse van die wil. Dit is diep. Dit is 'n fokus, dit is 'n besluit wat jy elke dag oor en oor neem. Goed. Die gevaar van 'n leë liefdesdenk is, jou maat voel gebruik, jou maat voel onbemind, jou maat voel dat die wêreld donker is. Daar's baie sulke huwelike. Hulle is net by mekaar, want hulle is op papier getroud. Verder is daar niks. So, jou maat sal nooit sy potensiaal ontwikkel as jy hulle nie waardeer nie. Wanneer laas het jy doelbewus gedink, wat is jou lewensmaat se droom? Waaroor droom hulle? Eendag wil ek klavier speel. Of ek wil graag saksofoon speel. Jy moet so ingestel wees, as ek met jou getroud is en jy sê hierdie goed, dan moet ek dadelik weet, ek gaan nou vir jou 'n saksofoon dirigent kry, afrigter kry. Want ek is mos lief vir jou. Ek wil jou help om by jou droom uit te kom. Ek praat een keer oor drome, dit is nou nie daai wat jy baie vleis eet nie. Ek praat van doelbewuste drome waarna jy strewe. En dan kom twee vrouens aangestap, jy kan duidelik sien hulle sissies. Die een huil, soos Olive, ken julle vir Olive, Popeye se vrou. Die trane spat in alle rigtings. En die sussie begin toe te praat. Sy sê, hoor, ek wil net vir jou sê baie dankie. Dankie vir vandag. My sussie is so bekwaam, sy skryf gedigte. Toe vra my sussie vir haar man, dink hy nie sy moet al haar gedigte in 'n boek bind vir die kinders en die kleinkinders nie. Weet jy wat sê hy vir haar? Wie sal hierdie bliep lees? Hoe sê jy so iets vir iemand vir wie jy lief is? As jy lief is, dan raak die drome van die ander party ook jou droom. Dan gaan jy alles in jou vermoë doen om daai boek gebind te kry. Ek sê vir daai vrou, luister hierso, bring daai gedigte. Ek het proeflesers, ek het setters, ek het voorbladontwerpers. Ek het haar gehelp om daai boek saam te stel vir haar kinders en haar kleinkinders. Want weet julle wat? Ek het ook drome gehad. Daar was 2 mans wat in my geglo het. 2, terwyl die kerkraad gesê, daar is die geld nie. Toe staan oom Botha op, oom Kobus, toe sê hy, is 'n gemeentekind hierdie, sy wil vir die Here gaan werk. Ek gee die helfte, wie gee die ander helfte? Toe staan oom Lukas van Eykop en hy gee die ander helfte. Hulle is beide dood, ek staan hier, omdat daar 2 mans was, wat in my drome geglo het. Ek wil hê julle moet moeite doen om vir mekaar te vra, wat is dit wat jy nog wil bereik? Wat wil jy doen? Julle, dit hoef nie groot goed te wees nie. 'n droom is 'n mooi horlosie. 'n droom is 'n nuwe matras. maar hoe weet ek jy is lief vir my, as jy moeite gaan doen dat ek by my droom uitkom? Mense leef soveel self. Man speel hulle golfies. Hulle gaan speel net golf. Gaan jag. Wat van, my liefie? Dit kos my nou dit. Wat kan ek vir jou doen?
Dan gaan sy nooit 'n probleem hê omdat jy gaan golf speel nie, sy gaan nie 'n probleem hê omdat jy gaan jag nie, maar as wanneer ons selfsugtig raak en net na ons eie belange omkyk wat huwelike uitmekaar uitval en mense mekaar verloor, want hoekom moet ek vir jou goed doen as jy niks doen vir my nie? Dis die natuurlike, vleeslike mens. Want binne in ons het ons die vlees en ons het die gees, daar's altyd twee in ons. En die geestelike persoon moet jy naby jou hart en jou mond hou. So as jy moet antwoord, moet jy hier vandaan gaan, jy moet die ou vlees onder die kniekoppietjie sit. So ver as moontlik van die mond af. En jy moet daai enetjie, wat so vinnig soos 'n atleetjie is, want hierdie enetjie wil graag die regte goedjies sê, dan kom hierdie enetjie net verby. Het julle al gesien? Dan moet jy kan sê, "Hallo netta, hallo." Jy moet die vlees onder te skuif, en dan moet jy seker maak, dat jy van die gees werk. Mense, jy gaan dit nooit reg kry as jy nie doelbewus kies om dit te doen nie. Dis 'n doelbewuste keuse wat jy elke dag maak, dis 'n keuse van die wil. Ek gaan redes soek om lief te wees vir jou. Ek gaan redes soek om te gaan dink, hoekom het ek verlief geraak op jou? Ek gaan daai gedagtes gaan ek nuut maak in my. Dis wat ek gaan doen. Ja, kom ons praat oor die liefdesdenk. Om daai liefdesdenk vol te hou, vra tyd en energie. Het gebeur nie oornag nie, dis 'n besluit wat jy neem en dan begin jy doelbewus werk. En albei die partye moet aan dit werk, nie net een nie. Het gaan nie werk as net een aan dit werk nie. Maar jy kan dit net doen as jy saam besluit. Die primêre liefdestaal laat jou geborge voel, dit laat jou veilig voel, dit laat jou voel jy het waarde. As iemand dit praat. Die primêre liefdestaal hou die liefde lewendig en dit hou die verhouding 'n lekker avontuur. En dan, die sleutel is, die liefdestaal het met jou emosie te doen, terwyl die temperament met jou gedragspatrone te doen het. So, ek het nou al verduidelik, daar is min of meer 'n lyn wat ons kan kry. Maar as julle nou die toetsie doen, dan weet julle presies, asseblief, en dan fokus julle nou in julle verhoudings op die primêre en die sekondêre tale. Julle moet dit ken, sodat jy nooit met daai een vanuit jou taal praat, jy praat in daai een se taal in. So kom met, ek moet afsluit, tog julle. 4000. Geel mense soek liefde, goedkeuring en aanvaarding. Dis wat 'n geel mens soek. So as jy in 'n huwelik is, dis wat hulle soek. Liefde, goedkeuring, aanvaarding. Loyaliteit soek rooi mense, beheer, goedkeuring en krediet. Gee dit vir hulle. Hoekom gaan jy dit nie vir hulle gee nie, as jy moetswillig is? Dis hoekom ons dit nie gee. Hoekom gaan ek dit vir jou gee? Jy verdien dit nie. Alles wat ons in elk geval het is net genade. Moenie so uitgesproke wees nie. Want alles wat ons is, alles wat ons het, is net genade. Kan net so van ons weggevat word. Net so. Vrede, stilte, gevoel van eie waarde en respek. Dis die grootste behoefte van 'n groen mens. Vrede, stilte. Laat my waardig voel. Ek is nie so vinnig soos jy nie. Ek kan nie lekker besluite neem nie. Maak dit vir my makliker om 'n besluit te neem. Neem dit saam met my. En respekteer my, al is ek nie soos jy nie. Sensitiwiteit soek 'n blou mens, ondersteuning, hulle soek ruimte en hulle soek stilte. So respekteer dit van 'n blou mens. Dis wat hulle wil hê. Dit maak hulle tentjies vol. Gee dit vir hulle. Goed, kom ons praat oor. Ek gaan nou sommer so uit my kop uit praat. Kyk, want die tyd is min. As ek hierdie ding volg, is ek laat. En dan is Christel op my. Dominee Johan sal nie omgee nie. Maar Christel gaan vir my vat. 5 tale, net 'n grappie Christel, net 'n grappie. Die eerste taal is opbouende woorde. Opbouende woorde is nie goed soos nice hoor, nice my liefie, jou auntie is nice. So moenie dink opbouende woorde is nice nie. Nice gedoen, nice. Well done. Wat is well done hoor? Well done. 'n stuk steak is well done. Wanneer dit opbouende woorde is, dan sê ons opbouende woorde om dankie te sê dat jy die kinders gaan oplaai. Dankie dat jy laat werk. Dankie dat jy ekstra werk het. Dankie dat jy goed sorg vir ons. Dankie dat jy altyd mooi en versorg aangetrek is. Ek is trots op jou. Dankie dat jy vriendelik is. Dankie dat jy realisties dink. Dankie dat jy my veilig laat voel saam met jou.
So sê, as dit opbouende woorde is, komplimenteer nie net op wat hulle doen nie, maar ook op hulle karakter. Karakter. Dankie dat jy eerlik is met my. Dankie dat jy geduldig is met my. Dankie dat jy nie beklei het met Sofia nou nie. Ek kan sien hoe hard jy probeer om die regte goed te doen. Weet julle, toe ek wou verander, toe kry ek vir my 3 mense. Toe sê ek vir een in my vriendekring, een by die werk, en een by die kerk. Toe sê ek vir hulle, as ek weer alles oorvat en het verloor en mense verneder en manipuleer, wil ek hê daar moet 'n teken wees. Gaan net so. Want weet jy wat, as mense my nie help nie, hoe sou ek verander het? Ek sou maar net aangevoeder het. Toe kry ek vir my 3 mense. En elke keer as ek iets verkeerd dan by die werk het die persoon so op die tafel getik, dan weet ek is weer op die verkeerde spoor. Weet julle dat nie een van hy 3 het ooit vir my gesê, want hulle het ek het sommer vir Janie een keer sê, man, hou op met die van jou. Weet jy wat nie? Ek het dit gedoen, want ek was in die begin van my verandering. Ons moet nie verwag dat mense oornag verander, want hulle kan nie oornag verander. Ons moet geduldig die pad met mekaar stap. En weet julle wat, nie een van hulle het ooit vir my gesê, weet jy wat, dis al die 6de keer wat jy dit nie reg kry nie. Maar weet jy wat het hulle al 3 gedoen, hulle het eers mekaar geken nie. Die Heilige Gees het hulle gebruik, want ek het vir my geesvervulde mense gekry. Ek kry nie vir jou wêreldling nie. Jy moet mos iemand hê wat vol van die Heilige Gees is, wat die Heilige Gees help om vir jou te help. Ek kan dit nie anders doen nie. Hulle het nooit ooit vir my gekritiseer nie, maar elke keer as ek iets reg gedoen het, het hulle gesê, Jessie Netta, ek het jou so dopgehou, jy het dit amper verloor, nee, maar baie geluk, jy het dit so mooi hanteer, dit het my bly gemaak, en omdat hulle dit raak gesien het, wil ek dit weer en weer doen, en dit het my gehelp om gouer geesvervuld te leef. Ja. O nee, ek gaan mos nie die goed gebruik hê. Hou hierdie vas, jongman. Goed. So, die tweede taal is kwaliteit tyd. Kwaliteit tyd. Mense, kwaliteit tyd beteken nie jy sit in dieselfde vertrek nie en jy kyk na 'n fliek nie. Dis nie kwaliteit tyd nie. Want jy's op jou bank en ek is op my bank. Wat is kwaliteit? Wat is kwaliteit? Kwaliteit tyd is nie om te gaan uit eet en elkeen sit met sy foon nie. Dit is die kwaliteit tyd. Die kwaliteit tyd is wanneer ek met jou sit en ek kyk jou in jou oë en ek praat met jou en ek vra jou oor jou dag. Ek vertel jou van my dag. Ek praat met jou in jou temperament, want wanneer ek met geel en skus julle, wanneer ek met blou en groen werk, dan verlaag ek my stemtoon. Praat 'n bietjie sagter. Ek gee opdrag, tydlyn, opdrag, tydlyn. Julle kan dit in die boeke lees. Kwaliteit tyd is wanneer jy by mekaar so sit, julle kan nou nie almal sien nie. So jy kan 'n fliek kyk saam, maar dan raak jy aan mekaar. Jy sit by mekaar, dis kwaliteit tyd. Anders is dit mos nie kwaliteit. Julle saam wees is nie kwaliteit tyd nie. Kwaliteit tyd is, ons vat in mekaar, ons sit by mekaar, maar mans, ek wil vandag vir julle sê, die rede waarom ons nie by julle wil sit nie, is want julle is rakkers. 'n Vrou wil graag by 'n man sit. Nee, jy het die behoefte, maar as ons gaan sit, dan gaan julle net aan. So nou doen ons dit nie meer nie, nou salk julle, en ons het 'n verlies, want ons kan nie nou gaan sit nie, want dan gaan jy weer wil end uitgaan. So nou, maar nou kan ek by jou kom sit, jy moet 'n kodewoord kry. Jy moet sê, hou my net vas. Dan moet daai man weet, hy moet sy kop reg kry. Hy moet weet, hierdie is 'n vashou, hierdie is nie laat gaan nie. Want baie keer raak dit so lekker die vashou, dat die vrou dan nou maar sê, kom ons gaan papa, wanneer wil jy iets doen? Maar mense praat nie, want dit is toch net iets waaroor mense praat nie, dis die rede waarom het gaan soos dit gaan. Mens moet praat. So, kwaliteit tyd, opbouende woorde, jy het hom, papa hou my net vas, as hy vir jou sê, hou op om verder te gaan, stop het nou, dan gaan julle meer lekker tye hê. Die derde taal is diensbaarheid. My ma het altyd vir my pa gesê, jy weet James, as jy ook net die asblik wil uitvat,
Jy weet James, as jy my ook net wil help aardappelskil. Wat het sy gedoen? Sy het uitgeroep dat haar tankie leeg is. Want haar liefdestaal was diensbaarheid. So my pa het nooit geweet nie, so hy het dit die hele tyd gemis. My pa het weer gesê, want my pa het altyd ekstra werk gedoen vir 'n ekstra inkomste, dan moes ons kinders altyd die koffie so al in die 2 ure uitvat. Toe kom hy die eendag en toe sê, hoorie Poppie, hoekom stuur jy altyd die koffie met die kinders? Hoekom kom jy nie ook 'n bietjie in? En kom sit by my en drink jou koffie saam met my nie. Wat was sy taal? Kwaliteit, tyd. Kom sit net by my. My ma se vat net die asblik uit. Maar ons kan hulle nie hoor nie. Maar hulle roep uit. Gooi net petrol in my tentjie, gloek, 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 laat my karretjie weer kan ry, laat ek kan voel ek word gewaardeer. Maar dit kan nie gebeur nie. Hoekom kan dit nie gebeur nie? Want hulle weet dit nie. Kan dit nie hoor nie. Diensbaarheid. Sal jy altyd hoor, sal jy asseblief vir my dit doen? Kan jy my help met dit? Dan moet jy weet, jy moet dit aanbied. Want elke keer as jy gaan aanbied, moenie worry nie, ek sal die kinders gaan aflaai. Ek sal die kinders gaan oplaai. Jy het 'n harde dag gehad. Hoe lekker is dit vir iemand om te hoor iemand sien raak dat jy 'n harde dag gehad het. Dit gaan mos 'n ongelooflike band tussen julle bring as jy kan agterkom daar's simpatie. Daar's iemand wat verstaan dat ek ook 'n harde dag het, nie net jy nie. Ek het ook harde dae. Jy moet jou taak klaarmaak, jy moet die kinders se dit klaarmaak, moenie bekommer nie, ek sal gou die goedjies gaan koop by Pick n Pay. Sulke goedjies. Dan die ander taal is geskenke. Hoe weet jy dis iemand se taal? Hulle sê vir jou. Hulle sê vir jou. Hoor jy as jy kafee toe gaan bring vir my ietsie saam. Daar's jy geldjie. Weet julle wat nie? Ek het met 'n man gesit. Toe sê hy vir my, die dag toe sy vrou haar ring afhaal en dit op die grond gooi, toe weet hy dis nou verby. Dit was sy geskenk aan haar. En dis wat sy van dit dink. Geskenke vir mense wie se taal geskenk is krities belangrik. 'n Geskenk hoef nie duur te wees nie. Jy hoef nie 'n chocolate te gaan koop van R37 nie. Al bring jy net 'n stokkie lekker, want sy weet mos of hy weet mos daar is nie regtig geld nie. Maar jy het gedink. So jy bring iets. Hou op om mense te ignoreer as hulle vir jou vra, as jy van die dorp af kom, bring jy ietsie saam. Gee dit, doen dit. Dis 'n taal, dis 'n liefdestaal, dis 'n tentjie wat gevul moet word. En dan, wanneer dit kom by die liefde is 'n liefdes fisieke kontak is 'n belangrike saak. Maar dit hoef nie altyd uit te loop op die daad nie. Liefdestale, as dit nou aanraking is dit net dit. Net dit. Net so. Dis mos nou, as dit jou taal is, wat gaan dit vir jou beteken? As jy by die ketel staan, papa, en ek kom, vat jou net hier van agter. Dis mos lekker, of verby te loop en net te vat. Aantreklike man hierdie van jou, hoor. Gale neta, gale. Vat na my, laat ons die grond gelyk maak. Sê weer. Julle, ek is op 1 uur, ek moet afsluit. Ek wou graag met julle gepraat het oor die brein en hoe om prakties te leef. My tyd is verby. Ek hoop julle gaan my weer nooi, want ek is mos nou familie. Ek vertrou dat elkeen wat hier sit iets geleer het. Ek glo dit, want ons het gebid oor hierdie dag. Ek het gebid toe ek voorberei het. Ek sê vir Rohana, ek het nie 'n standaard aanbieding en dan doen ek dit vir almal. Ek het nie. Ek bid, ek het vanoggend 3:30 opgestaan. Want ek wil altyd laat die Heilige Gees my lei. Daar's soveel fasette van die huwelik. Daar's soveel fasette van die liefdestale. Ek kan nie alles sê, so ek moet vra, Here, wat is dit wat hierdie mense nou wil hoor? So ek weet dat ek was net die mondstuk van Here. Maar deur sy Heilige Gees werk hy in jou hart. So ek wil afsluit en dan wil ek vir jou bid. Kan ek vir julle bid? Mag ek vir julle bid? Ek wil julle nou iets hoor wat ek gedoen het. Ek het nie net gebid nie, ek het gevra, mag ek vir julle bid? Doen dit ook in die huwelik, vra en moenie net praat nie. Here, baie dankie. Dankie dat u lewe gegee het, Jesus.
Dankie dat U gelyk geword het aan ons. Dankie dat U ons emosies ken, want U was self verwerp. U het deurgegaan wat ons nou deurgaan. En daarom het U met ons medelee. En ek weet, Here, dat U vanoggend kyk na elke man en elke vrou. En dan glo ek is hier diegene waaroor U glimlag. Dankie vir die genade in hulle lewe. Dankie, Here, dat hulle U soek en dat hulle doelbewus kies om vir mekaar lief te wees. Maar ek weet, Here, daar is ook daardie huwelike wat soos 'n slagveld voel. Here, nie omdat mense dit gewillig kies nie, maar omdat mense eenvoudig nie weet hoe om sinvol 'n verhouding te staan nie. Ek vra U nou, Here, ek pleit by U, dat U elke pyn, elke skaar, in elke huwelik, dat U dit sal genees, dat U die huwelik sal herstel. Ek vra, Here, dat elke party in die huwelik 'n brandende begeerte sal ontwikkel in hulle hart, dat hulle sal toelaat dat die Heilige Gees dit lewendig maak, sodat hulle doelbewus sal kies om mekaar te verdra, om mekaar lief te hê, om mekaar te vergewe van dit wat verby is. Ag Here, al hierdie ou koeie uit die slote. Ek bind dit vandag in die naam van Jesus. Ek breek dit in die naam van Jesus. Here, dat mense nie Kanaan sal terugverwys na die pyn wat 10 en 20 jaar gelede aan hulle gedoen is nie, maar dat hulle dit sal begrawe, Here. Dat hulle sal maak soos wat U ons leer, U verwyder ons oortredinge so ver as wat die ooste van die weste is. Dit doen nie vir ons, Here. U werp dit in die diepste dieptes van die see en U dink nooit weer daaraan nie, sê die woord. Here, gee vir ons daai gesindheid vandag. Dat ons sal ophou om te verwys na die verlede. Dat ons mekaar onvoorwaardelik sal lief hê. Here, dat daar 'n nuwe begeerte sal wees om met nuwe oë na mekaar te kyk. Net U, deur U Heilige Gees, kan dit laat gebeur. En dan verklaar ek nou ons liefde aan U. Dankie dat U ons losgekoop het van die sonde, vrygemaak het. En dankie dat dit 'n groter begeerte in U hart is, dat dit met ons voorspoedig sal gaan as wat dit ons eie begeertes is. Dankie vir dit, Here. Ons is lief vir U. Amen.